Nou vriende, ons gaan jou nooi om te lees saam met my vanaand uit Romeine hoofstuk 8. En wat ons nou behandel, onthou, is die Gees. Ons het vanoggend gepraat oor die werk van die Gees van God in die sondaarslewe tot hy tot redding kom. Ons het 'n bietjie teruggekyk daarna en vanaand gaan ons nou aan. Nou wil ek jy moet nou kyk hoe Paulus in Romeine 8 die Gees teenoor die vlees afspeel met mekaar. Nou ons weet die vlees is die ou natuur, dit is jou ou self, dit is die jou sondige natuur, wat ek en jy steeds besit, selfs na ons redding, maar vind ons ook 'n nuwe natuur, die geestelike natuur wat lewend gemaak is. En ek wil jy moet kyk hoe Paulus dit afspeel met mekaar, en ons gaan so 17 verse saam lees, ek wil jy moet die gedeelte kry. Dit is seker ook een van die mooiste gedeeltes in die Bybel, Romeine 8 vers 1. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Want God het die wat die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige natuur te stuur, en dit terwille van sonde, die sonde veroordeel in die vlees. So dit is op die kruis is dit gestraf. Sodat die reg van die wet vervul kan word in ons, nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees. As naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is die kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. So ek hoop u sien die stryd wat Paulus hier uithaal en aanhaal, en dit is regtig wat hy ook hier wil doen, en dit is vir ons die twee pole teenoor mekaar te speel, die vleeslike, waarin ons was voor ons gered is, nou is ons gees lewend gemaak, en vanaand gaan ons aan praat na aanleiding van vers 11, 'n baie breë tema, en as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggaam lewend maak deur die Gees wat in julle woon. So dis die eindbestemming, vriende. As die Gees in jou woon, dan gaan hy ook in die toekoms jou sterflike liggaam lewend maak deur die Gees wat in jou woon. So daai lewe gaan opspring en jy en ek gaan opstaan by die eerste opstanding en ons gaan saam die Here terug na die hemel. So dit is wat dit beteken daar. So kom ons gaan dan praat oor die tema, die werk van die Heilige Gees in die lewe van die kind van God. Nou vriende, in ons eerste boodskap het ons vanoggend verwys na hoe die Heilige Gees werk om 'n sondaar na Christus te bring. En dit is belangrik dat jy dit weet, dit is belangrik dat jy dit verstaan. Wanneer jy weer vir 'n diens bid, dan verstaan jy dat as die Gees van God nie beweeg nie, dan beweeg ons nie. Vriende, ons moet opnuut verstaan ons totale afhanklikheid van die werk van die Gees van God. Hy bring siele na hom toe.
So hy red en hy maak sy eie, maar nou is die vraag, wat nou? Die eens verlore mens is nou 'n kind van God, wat nou? En dis wat ons vanaand dan die tweede boodskap wil doen, die werk van die Gees van God in die lewe van die kind van God. Vriende, wanneer ons dink aan redding, wanneer ons dink aan die dag of die tyd toe die Here jou nuut gemaak het, wat is nie net 'n besluit nie. Dit was nie net 'n datum wat jy in jou Bybel geskryf het nie. Dit was nie net 'n emosionele ervaring nie. Dit was nie net 'n kaartjie hemel toe nie. Nee, luister mooi. Die evangelie van bekering is nie die einde van die pad nie. Dit is die begin van jou geestelike reis wat nou pas by die evangelie. As jy teruggaan na ons boodskap toe met die lidmaatvoorstelling, het ons gepraat oor die evangelie boodskap, ons gepraat oor die evangelie vrug. Daar is vrug wat pas by die evangelie, by hulle wat werklik gered is daar altyd vrug, of die Bybel praat ook van werke. So hy het ons nie kom red, vriende, om ons hemel toe te vat nie. Vir baie mense is die evangelie soos 'n brandpolis. Dis soos 'n brandpolis wat jy uitneem net om die hel uit te spring. As dit jou persepsie is jy heeltemal mislei. Nee, hy het ons kom red en hy gaan ons deur sy Gees laat groei en hy gaan ons gebruik sodat ons aan hom kan gee wat hy vra. En die vraag is, wat het ons vanoggend gesê wat Jesus se doel op aarde? Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Nou kom ons vat jou weer gou na Lukas 19. En dit is wat ons vanoggend vir gesê het. Hy, die Gees, kom en hy gaan soek na die verlore sondaar om hom sy kind te maak. As hy nou hierna kyk, sien ons 'n soekende Here Jesus en ons word ontgewys 'n soekende Heilige Gees. So vriende, wanneer ons daaraan dink, is dit die groot werk wat ons moet doen. En wanneer ons moet iewers moontlik dalk nie die cat and dog theology doen, dan sal jy onthou ons leer vir daar dat die grootste eer wat aan God gegee kan word is wat? Wat is die grootste wonderwerk op hierdie aarde? Is dit wanneer iemand nou gesond word? Is dit selfs wanneer iemand uit die dood uit opstaan? Vriende, daar is baie wonderwerke wat wêreldwyd gebeur het en vandag selfs agter die ystergordyn gebeur. Maar dit is nie die grootste wonderwerk van alles nie. As jy die Lukas 19 of 15 gaan deurlees, dan gaan jy agterkom, hy soek die verlore skaap. Hy soek soos die verlore muntstuk en dan die mooi gedeelte van die verlore seun. En wanneer hy gevind word, kyk mooi, dan sê die Bybel daar is blydskap in die hemele. Dit is wat aan God maksimum eer toebring, is wanneer 'n siel tot bekering kom. En vriende, nou is Jesus in die hemel en hy gebruik sy Gees om deur sy kerk en deur sy kinders hierdie boodskap in 'n wêreld in te vat, van 'n kansel af, maar ek het vanoggend ook vir gesê, deur jou eie lewe. En hier is die probleem. Baie mense vertrou die Here vir redding. So hulle kom en hulle word waarlik gered. Maar dan iewers langs die pad verloor hulle die waarheid en begin hulle op hulle eie krag staat maak. Hulle hou die Here vas vir redding. Maar hulle dink hulle kan hierdie lewe deur 'n goeie probeer self lewe. Vriende, kyk om jou. Die Engels het uitdruk, the proof is in the pudding. Ons sien dit werk nie. Ons sien dit is onbybels. Paulus skryf van die Galasiërs in Galasiërs 3 vers 3, julle is so onverstandig. Luister mooi, nadat julle met die Gees begin, eindig julle met die vlees. En hoeveel mense is daar, vriende, wat vanaand probeer om die Christelike lewe te lewe in hulle eie krag? Ek kan vir u die waarborg gee, ons sal en sal aanhoudend misluk. Nou is die vraag, waaroor is die Gees nou daar? Ons praat nou vanaand met kind van God. Ons het nou praat vanoggend hoe hy die sondaar lei tot sy kind. Nou praat ek vanaand met u as kind van God. Wat is God se doel met die Gees? Wat wil hy in jou lewe bereik? En ons kan die tema oopmaak. En ons gaan baie antwoorde kry wat nie noodwendig verkeerd is nie. Maar vriende, ek wil jou vat na die kruks toe van waaroor dit gaan.
Wat is die Here Jesus se begeerte vir sy kind, wat hy nou sy kind gemaak het? Wat is sy begeerte vir jou en my, wat nou bely dat ons was sondaars, maar nou is ons sy kind? Wat is daardie doelwit? Kom ek wys dit vir jou vriende, jy vind dit in Romeine 8 vers 29. God sy ewige doel met jou en my is, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelyk te wees aan die beeld van sy seun. So vriende, jou en my roeping is om gelykvormig te word, die Engels het dit mooi, to be conformed to the image of Christ. Dit beteken die Here wil deur sy Gees so in ons werk, dat u en ek daar buite iets van Jesus sal begin uitlewe. U en ek sal sy hande begin wees, ons sal sy voete begin wees, ons sal sy stem begin wees, ons sal sy skouers begin wees. Dit is wat hy wil hê, en hoe meer ek en jy opgroei in die beeld van Christus, hoe meer word hy sigbaar daar buite. So jou my roeping, vriende, is nie om te word soos Tant Sannie, of oom Klaasie, of Dominee Pietie, of Gertjie nie. Jou en my roeping is om te word soos die seun van God. En ons kan dit nie uit ons eie uit doen nie. Ons gaan radikaal misluk. So ek vir gesê het, kyk om ons heen. Kyk wat in die wêreld aangaan. Kyk wat in kerke aangaan. En jy sal weet, daar is oor baie kerke en ons moet waak om vinger te wys na ander, terwyl daar 3 wys na onsself. Oor baie kerke en gemeentes is lankal geskryf, Ikabod. The glory of God has departed. Die gees van God se werking het onttrek. Juis omdat mense staat maak op die vlees en nie meer op die gees nie. Nee vriende, ek en jy kan nie, ons sal nie ooit word wat ons moet wees op ons eie sonder die gees van God nie. Dit is jou hoogste roeping as kind van God. So kom ons gaan vanaand se boodskap in 3 hoofafdelings indeel en ek gaan vir jou kort inligting gee oor elkeen. En ek hoop dit maak vir jou. So in die eerste plek sê ons, die werk van die Gees in die kind van God, sê ons A1, die Gees van God kom maak woning in die kind van God. Kyk na my punt A, die werk van die Gees in die kind van God. Die eerste gedagte wat ons kom leer in die Bybel is, dat die Gees van God kom maak nou woning hier binne. Wie as jy Ou Testament gelees, jy agterkom dat daar moes eers 'n tabernakel gebou word, wat saam met die volk getrek het. En na die tabernakel, toe die volk uiteindelik nou vestig, toe is daar opdrag gegee om 'n tempel te bou. En in daai tabernakel het die hoofpriester ingekom en God het in sy teenwoordigheid gekom en hy het dit oorspan. Toe in die tempel, dieselfde 1 keer per jaar gaan hy in, hy doen die groot offer en God se teenwoordigheid betrek die allerheiligste. Maar in die Nuwe Testament, vriende, is dit nie meer so nie. U en ek is nou die tempel van God. So dis die eerste ding wat die Heilige Gees kom doen in die kind van God, is hy kom maak jou sy tempel. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is nie? Jou en my liggaam, vriende, is die tempel van die Gees van God. Wanneer hy die werk van wedergeboorte kom doen, wanneer jy kom nuut maak, wanneer die Gees kom lewend maak, dan gebeur dit hier diep binne in jou gees. En vriende, jy is nie liggaam, siel en gees nie. Dis verkeerd. Die Bybel draai hom om. Hy sê jy is gees en siel met 'n liggaam. So die laaste deel gaan terug stof toe en die gees siel keer terug na sy Skepper toe. So vriende, ek en jy het hierdie belangrike punt om te maak, dat die Gees van God woon nou in ons. En omdat hy in ons woon, het ek en jy ook nou 'n goddelike natuur. Daardie geestelike kant waarvan Paulus op pad in Romeine, daai kant wat so stry met die vlees, en dan sê hy, nee, kyk na die gees moet jou lei, jy moet deur die gees lewe. En hier is 'n kort gedagte wat ek net ingooi. Vriende, by elke kind van God, is die Heilige Gees resident. Met ander woorde, hy woon daar, maar hier kom die vang. In elke kind van God, wat gered is die Heilige Gees president. Het jy hom? So hy kan resident wees, maar as jy sê hy is president nie. So dit is waar het vandaan kom. Ons moet aanneem en vat wat die woord sê, dat elke kind van God
is 'n tempel van die Heilige Gees. En dit moet jou hele wêreld, hoe jy kyk na jouself en die wêreld om jou, moet dit beïnvloed. Want jou liggaam behoort nie meer aan jouself nie. Dit behoort aan die Here ons God deur die Gees. Maar kom ons vat jou nog verder, en ons sê, die werk van die Gees in die kind van God, die Gees gee sekerheid van kindskap. Ons het volgende keer daaroor gepraat, ek gaan dit net so half noem. Dat die Gees van God kom maak in jou en my daardie identiteit vas, dat ons weet dat ons kinders van God is. 1 Johannes 5 vers 13 kom, bevestig dit as hy, dit het ek aan julle geskrywe wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Vriende, u en ek het die sekerheid en die Gees van God kom werk dit, maar hy wil dit nie net werk nie, hy wil hê dit moet ontwikkel in ons lewe, in die pad vorentoe. Dis wat hy vir ons wil doen, en daardie sekerheid, daardie wete dat ek hom behoort, moet jou in my identiteit bepaal. Ek het dit al in die verlede vir gesê, ek sê dit weer vir u. Ek het jare gelede, het ek probeer om katkasant altyd hierdie ding te leer, en op 'n stadium het ek hulle gevra, so in die ry af, wie is jy? En toe ek by een spesifieke seun kom, toe sê hy, ek is, kom ons sê nou net 'n naam, ek is Roan Dippenaar, 'n kind van God, seun van so en so in hierdie skool. Dis al daai saad wat ek gesaai het, oor soveel jare het een kind dit gesnap. Wie is jy? Ek is 'n kind van God. As dit jou vertrekpunt is, dan kan die res daarby inval. Matteus 6:33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en die res sal vir jou bygevoeg word. Dis alles wat die Gees in die kind van God kom doen. So baie belangrik, ek voel nie altyd gered nie, voel julle altyd gered? Voel julle altyd on top of the world? Nee. Vriende, daardie gevoel van jou en my rondom dit maak so. Maar God se woord staan vas as 'n ewige ja. En ek bou nie op hoe ek voel nie. Ek bou nie op hoe ek soms myself teleurstel nie. Ek bou op die feit dat ek 'n kind van God is, en ek het die sekerheid in my hart, en dis waarop ek staan, en dis wat die Gees van God in jou en my as sy kinders kom doen. Maar hy gaan nog een verder. Die werk van die Gees van God in die kind van God, hy kom verseël die gelowige. Ek gaan nie daaroor uitbrei nie, ek het vanoggend dit in groot besonderhede vir jou verduidelik en gesê wat dit beteken, dat jy nou aan hom behoort, dat hy 'n deposito betaal het, dat jy syne is, dat niemand jou uit sy hand uit kan rug nie, jy is ewiglik verseël deur die Gees, tot hy jou bring in die teenwoordigheid van God, in 'n verheerlikte liggaam. Dis wat hy gaan doen by die opstanding. En dis wat die Gees van God kom doen in die lewe van die kind van God. 3 kort gedagtes, maar uiters belangrik dat jy dit onthou. Dat jy dit vasmaak, dat jy dit weet. Maar kom ek kom by 'n tweede gedagte, vriende. Die Gees van God lei die kind van God. Nou het ons op pad toe die werk van die Gees van God in die kind van God. Kyk na my woordspeling, die werk van die Gees vir die kind van God. Nou as ons gaan na die woord, dan sê hy, hier die Gees lei die kind van God. Ons lees dit daar saam in Romeine hoofstuk 8 vers 14, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Vriende, daardie leiding beteken dat wanneer ek en jy met die Here nou begin 'n pad stap as sy kinders, dan is daar 'n voortgesette wandel. Daar is 'n lewe. Daar's 'n lewe in verhouding met die Here. En soos ek in daardie verhouding groei, gaan die Here my begin lei. Die Here gaan ons lei in areas. Hy gaan ons lei in bedienings. Hy gaan ons lei op die regte pad. Dink gou weer in Psalm 23. Wat sê hy? Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Kom maar, help my. Hy lei my in spore van geregtigheid. Ek sal niks kort kom nie. Vriende, wanneer ons daaraan dink, is dit presies wat gebeur by die kruis, by jou redding. Hy lei vir jou op die spoor van Jesus, en jy kom niks kort in die hemel nie. Jy gaan vir hom staan, volmaak in hom. En dit is wat hy doen, hy lei die kind van God, soos jy met die Here aangaan, gaan hy jou begin lei. Jy gaan van sekere dinge oortuig word, jy gaan van sekere dinge
notisie begin neem. Soos jy in sy woord gaan lees, gaan hy jou deur sy woord soos 'n lamp en soos 'n voet gaan hy vir jou rig. Hy gaan vir jou lei. Vind as jy 'n entjie met die Here loop, sê jy weet waarvan ek praat, dan soms het hierdie innerlike oortuiging is, dat jy weet wat ek nou doen is nie reg nie. Daar's tye van totale onrus. Daar's tye waar daar 'n oortuiging in jou hart kom, nee. Of ek moet gaan regmaak. Daar's tye wanneer jy in 'n plek kan kom, en ek wil maar beleef het baie, waar jou gees bots. Hy bots met mense. Selfs mense wat sê, hulle ken die Here, is daar 'n botsing. En is alles die werk van die Gees van God wat in jou lei. Nie met emosies nie, maar 'n rustige sit by sy voete en 'n leef aan sy voete. Dis hoe jy begin weet, hy lei vir jou. Ek het vanoggend gesê, mense sê, ek hoor die God se stem nie, nee, jy luister nie. As jy die oggend regtig jou ore oopmaak en luister, en jy sien die sonsopkoms, sal jy weet, God praat. Psalm 19. Hy verkondig die glorie van God elke dag. So die Here is daar, hy lei, maar veral die kind van God, wil hy lei. Hy wil jou vat na die plek waar hy jou wil gebruik. Ek vind die plek waar hy jou gebruik is jou beste plek. En daarom is ek en jy soos 'n radiostasie. Hy, die Gees van God wat met ons praat, u en ek moet ingestel word op hierdie frekwensie. U en ek moet daai vrede van God hê, ten spyte van my omstandighede, ten spyte van wat oor my pad kom, moet daar vrede wees. Ons lees dit ook in Kolossense 3 vers 15, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, julle harte heers, en wees dankbaar. Dit beteken in die diepste kuile, in die diepste uitdagings, in tye wanneer alles voel of het teen my draai, en ons weet, so baie van ons kan daarvan getuig, weet ons een ding, die Here vat ons deur hierdie storms. Vriende, die geestelike lewe is nie maanskyn en rose nie. Dit is absoluut nie waarheid. In hierdie wêreld, sê Jesus, sal julle verdrukking hê, maar hoe goeie moet ek die wêreld oorwin. Hy sê, in hierdie wêreld, as jy vrug wil dra, sal jy vervolg word. Nie moontlik nie, jy sal. En daarom, vriende, weet ons, deur hierdie storms, wil hy ons lei, deur sy Gees. Dis wat hy vir die kind van God wil kom doen. Maar hy gaan verder aan. Wat doen hy nog vir die kind van God? Hy kom leer en herinner my aan Jesus. Vriende, ek wens, ek kan dit net, hoe sê die Engels, die penny laat drop. Die Gees van God kom getuig van Christus. Sy boodskap is nie homself nie. Die oomblik wanneer die aandag na die Gees toe gaan, en alles wat daarmee saamkom, en u en ek weet hoe ver hierdie goed al geloop het, wat goed gekoppel word aan die Gees van God, dan weet ons dis nie waar nie, want die Gees van God, hy gaan ons herinner aan wat Jesus geleer het doen. Dit is sy taak, nie om die aandag op homself te vestig nie, maar hy gaan jou en my gaan hy werk om Jesus, die aandag op Jesus te vestig ten alle tye. Daarom moet ek en jy verstaan, vriende, dit is wat die Gees van God in jou, in my lewe wil kom doen. Hy wil ons kom herinner aan die belangrikste persoon van alle persone. Daar is geen belangrike persoon as dit nie. Dis die een waartoe jy geroep is om gelykvormig te word aan sy beeld. Dis jou een hoofvak wat jy sal moet slaag in hierdie lewe, vriende, is om my lewe te bou op die fondasie en die Gees toe te laat om my van Jesus te leer ken. Ek wil hom leer ken, ek wil hom sien, ek wil hom ervaar, ek wil hom in sy spore stap. Dis wat die Gees van God doen. En ek en jy kan dit op ons eie doen nie. Ons het die Gees nodig om ons gedurig te herinner aan alles wat hy gesê het. Niemand anders nie, wat hy gesê het. En dan die laaste gedagte onder hierdie punt, vriende. Die Gees getuig vir die kind van God oor die trooster. Hy sê, as die trooster van my kom, van die Vader stuur, die Gees van waarheid, hy sal van my getuig. Dit is my getuienis. My getuienis gaan nie oor myself nie. My getuienis gaan oor die Here Jesus. Ek het vanoggend vir die verkeerde invalshoek gewys. Ek ook vertel jy hoe ek die Here ontmoet het, hoe ek die Here gevind. Nee, jy het hom nie gevind nie. Jou getuienis begin altyd voordat die Here my gevind het, en toe die Here my vind, en nou dat die Here my gevind het, dis jou getuienis. En dis wat die Gees van God gedurig doen, hy getuig van Jesus in jou en deur jou. En die Gees van God wil vir jou en vir my net
daarom kom herinner. Dis wat hy met die kind van God wil doen. Hy kom doen iets in jou, maar met jou wil hy kom lei. Hy wil jou herinner aan die Here Jesus, en hy wil jou sê, jy moet van hom getuig. Dit is wat het is. Jesus moet in jou vergrootglas wees. Jesus moet in jou mikroskoop wees. Onthou jy toe ons kinders was, en jy vat daai stukkie hout, en jy vat daai pa se studeerkamer uit sy vergrootglas. Dan sit jy daar buite waar ma jy nie kan sien, en dan begin jy die ding vat, en jy maak hom so kolletjie, onthou jy? Dan begin jy die hout brand. Wat het daar gebeur? Daai vergrootglas het die son afgebring na 'n beperkte punt toe, en die intensiteit van die saamkom van al daai goed het hout gebrand. Ons het vuur in die brand gesteek met dit. Dis wat die Gees van God in jou en my lewe wil kom doen, vriende. Hy wil hê ek en jy moet Jesus onder 'n vergrootglas plaas. Hy wil hê ek en jy moet soveel aandag en soveel liefde vir hierdie verlosser hê, dat hy soos daardie son sal deurskyn, en alles wat in sy pad staan, sal uitbrand. Dis die werk van die Gees van God met die kind van God. Kom ons bring jy by die derde en die laaste gedagte, vriende. Die werk van die Gees deur die kind van God. Ons sê in die kind van God, met die kind van God, nou praat ons deur die kind van God. In die eerste plek, vriende, wil die Gees van God jou kom bekragtig en oorwinning kom gee oor die vyande. Nou is die vraag vanaand dadelik, wat is jou en my as kind van God se vyand? Vriende, deur baie jare wat ek met die Here loop, kan ek vandag vir sê, my grootste vyand is wie? Me, I and myself. My vlees en jou vlees is jou grootste vyand. Hoekom? Want jy sit nog met hom. Jy sit nog met die ou natuur. Ja, daar is 'n nuwe natuur, en dit is wie jy is. Maar 'n ou natuur is gedurig daar om soos 'n bitter smaak deur te kom. So jou en my eerste grootste vyand, vriende, is die vlees. En die vlees gaan jy nooit oorwin deur die vlees nie. Jy gaan die vlees oorwin deur die Gees. Ons het dit gelees in Romeine 8. En daarom moet ons baie meer aandag gee aan die Gees. Wat is die ander vyande? Die bose geeste in die lig. Ja, verseker hulle is daar. Verseker. Ons het op die aande wat verby was, het ons om die tafel 'n gesprek gehad met iemand wat gevra het, maar kan 'n kind van God met die duiwel beset word? Nee. Want die Gees van God woon mos in die kind van God. En waar die kind van God, die Gees woon, kan die Satan mos nie kom woon nie, maar jy kan vir hom plek gee. Paulus skryf het, hy sê, ons moet sy werke nie onbewus nie. Hy gaan op ander plekke sê, gee die duiwel geen plek nie. En baie keer dink ons nou baie ver aan gruwelike sondes. Ons dink ons moet nou katte offer en kinders offer. Nee, vriende, jy het net nodig om bitterheid in jou hart te hê. Jy het net bitter om 'n onvergewensgesinde gesindheid te hê. Jy het net nodig om jaloersheid en afguns in jou hart toe te laat. Daai oomblik as jy hom toelaat, maak jy die deur oop vir die vyand om sy werk te doen. Dis wat hy sê oor hierdie vlees, oor hierdie bose, oor dit kan jy alleen oorwin deur die krag van die Heilige Gees. Dit is hoekom hy vir jou dit deur jou wil kom doen. Jy en ek is meer as oorwinnaars, Romeine 8. Ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons die krag gee. So vriende, hierdie oorwinning wat ons soek in ons lewens oor onsself, oor die vyand, is nie in die vlees nie, dit lê alles in die Gees van God. Kom ons wys jou so enkele teksverse. Daardie teksvers bly 'n beginselsaak, selfs in 2026. Toe die Here antwoord en sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees. Nie deur jou bes probeer nie. Nie deur op jou tande te kners nie. Nie om regtig hard te probeer nie. Nie om 'n nuwe blaadjie om te slaan nie. Vriende, dit hou nie. Maar deur my Gees. Dis wat die Gees van God vir die kind van God wil doen.
Kyk mooi wat sê in Handelinge, hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Onthou weer, Pinkster het klaar gekom. Moenie gaan Pinkster soek nie, vriende. Pinkster het klaar gekom. Ek en jy moet nou die Gees toelaat om met ons te werk. Dit is 'n boodskap wat kom volgende Sondag. Julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom. Galasiërs 5:16, ek sê wandel deur die Gees. Luister nou mooi, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So jou vlees is altyd daar, vriende. Hy rus nooit. Die ou vyand rus nooit en hy wag om te kyk wat jy doen met sonde. Hy wag om te kyk of jy dit gaan hanteer en uit die pad uit kry of jy dit gaan akkommodeer. Oom sê dit akkommodeer, gaan hy bykom en hy gaan 'n wig inslaan daar. Ek vertel nou die aand vir iemand 'n getuienis van nadat die Here my siel gered het in 1985. Kom jy by die werk, niemand het ooit oor jou bekommerd nie. Ewe skielik wil die een jou doopbak toe sleep en die een wil jy moet dit doen en die een wil jy moet dit doen en ewe skielik is in hierdie no man's land wat ek so wonder, maar wat gaan nou aan? En ek begin wonder oor my kerk en ek begin wonder oor baie dinge. Ek begin wonder oor selfs die EG kerk wat ek by gered geword het. En ek kom in so 'n tyd wat ek noem 'n woestyn in my lewe, waar ek nie meer kerk toe gaan nie. Ek gaan nie vir 2-3 maande in die kerk toe nie. En op 'n stadium in die oggend word ek wakker, maar daar is hierdie verskriklike beklemming in my hart. Jy moet by die kerk uitkom. Vandag. Ek is so rebels, ek vat my valhelm en ek klim op my Kawasaki en ek ry kerk en ek kom 9:10 daar aan. En dan gaan sy daar agter en ek sit my goed nog hard neer want ek is kwaad. Ek is in rebellie. En die dominee tolk en preek. En hy sê die ou vyand kom soek. En wanneer hy sien jy is besig met iets wat nie van God is nie, dan kom sit hy 'n wig in. En dan gaan krap hy weer 'n ander mens en hy kom terug, hy sien, o Piet, die Gertjie het nog nie die wig verwyder nie. Nou slaan hy hom verder in en jy maak jou lewe al verder oop. En hy sê, nou sit ek daar, hy sê, dan begin jy fout sien met jou kerk. Jy begin fout sien met die evangelie. En daar kom ek tot die besef waarmee ek besig is. Verstaan dat ek vir weer sê? Die oorwinning kom deur die Gees. Hoe die Gees gelei om daai oggend daar te wees. Daar die deurbraak gekom. Ek het nooit weer omgedraai nie. Ek is daar, want die Gees van God het gelei. Hy het die oorwinning kom gee, toe die woord na my toe kom en ek kan ongehoorsaam word. Maar waarmee sit ons vriende? Ons sit met 'n tyd, selfs in die kerk, wat ons algemene kerk noem, waar daar baie vlees is. En as jy nou op my sê, dominee, dit is nie waar nie. Kom ek vat jou na die woord toe, en ek wil jy moet saam met my gaan kyk, hoeveel van hierdie goed wat ek nou hier vir jou gaan lees, is in die breë kerk, miskien in ons eie gemeente, dalk in jou eie lewe beskikbaar, doenbaar of daar. Die werke van die vlees is openbaar, oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toorn, naaiwer, tweedrag, partyskap. Vriende, daai goed voel ek in my siel elke dag van my lewe. Afguns, moord, dronkenskap, brassery, dergelike dinge waarvan ek julle waarsku vooraf sê, so ek sê vroeër gesê het, as julle sulke dinge doen, julle sal die koninkryk nie beerf nie. Hoekom? Dit is die vlees. Kyk bietjie hoeveel van hierdie goed kom in ons eie lewens in. En ja, vriende, we can talk the church talk. Ons kan die kerk ding doen. Ons kan geestelik praat. Ons kan die geestelike terme ken. Maar vriende, vrug kan ons nie aanplak nie. Iewers gaan die tekkie en die teer by mekaar kom. Iewers gaan die pap op die grond val. Iewers gaan ek agterkom. Nee, hier is nie lewe nie. Jy sien, lewe bewerk vrug. Die vlees plak aan. En ek en jy gaan nie daai lewe oorwin deur die vlees nie, maar deur die Gees. En ek wil jy moet nog gaan kyk wat sê die vrug van die Gees. Maar die vrug van die Gees, wat is dit nou? Luister nou mooi, onthou die Gees woon in jou.
Hy verduidelik jou van Jesus, herinner jou aan Jesus. Hy kom lei jou, hy gee vir jou sekerheid, alle ding wat ons gesê het, en soos ek en jy moet hom aangaan, begin daar iets voortkom. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Soos 'n mens opgroei in die lewe, kom jy agter, lang gelede, toe jy die Here ontmoet het, het jy na sekere geestelike mense opgekyk. En as ek vandag my gees teruggaan na die mense toe waarna jy opgekyk het, dan kom ek agter, daar was 'n tipe van 'n wettisisme onder hulle. Jy moet maak soos hulle sê, jy moet klink soos hulle klink. Maar hoe nader ek beweeg het, en hoe meer ek daaraan dink, hoe meer het ek die liefdeloosheid van hierdie mense ervaar. Hard, ongenaakbaar, kan sondaars in die hel inwerk met hulle woorde. Dis nie die vrug van die Gees nie. Dis die vrug van die vlees, met vrugte wat aangeplak is, wat lyk soos lewe, maar daar is nie lewe nie. Vind die oomblik Johannes 15, as ek en jy in Christus bly, en dit doen ons alleen deur die Gees van God, dan is daar vrug. En ek hou van die beeld wat Johannes 15 gebruik, want dit is daar die tros. Dis nie net een vrug nie, dit is 'n klomp korrels. Dink ons het 9 saam gelees, daar is nog baie meer. Daar is baie ander goed wat jy optel by mense, nederigheid, afhanklikheid. Daar is baie pragtige goed wat alles deel is van die vrug van die Gees. En daarom sê Paulus vir ons, wandel deur die Gees, dan het julle nooit hierdie vlees volbring nie. Vind die oorwinning wat ek en jy soek oor sonde, die oorwinning oor my vlees, die oorwinning oor vrees, ek kan volgende week daaroor praat, die oorwinning oor al hierdie ou lelike goed, is nie in jou vlees nie, maar in die Gees. Hy kom gee vir ons die oorwinning. Ek is tot alles in staat, help my, deur Christus, wat my krag gee. Hoe gee jy die krag? Deur sy Gees. Maar kom ons gee vir die laaste gedagte, vriende. Die werk van die Gees, deur die kind van God, hy verander en hy vorm die kind van God. Vriende, ek en jy, het ek vir jou gesê in die begin, as ek en jy nou gered word, is ons net op die nuwe punt. Ek wil sê, jy was 'n stuk klei deur onder in die vlei. Niemand het van jou geweet nie, niemand het jou aan jou gesteer nie, tot die Seun van God gekom het en daardie klei gevat het, en jy hom toegelaat het, en hy jou gered het, en hy vat daai klei, wat maak met hom? Hy sit vir hom op die potterbakkers draaibank. En hy gaan met jou in my 'n pad begin stap, luister mooi, mits ons hom toelaat. Om hierdie karakter te vorm, om hierdie mens te vorm, na wat 'n beeld, kan jy onthou? Romeine 8:29, na die beeld van die Seun van God. So terwyl ons deur die Gees wandel, by die Gees loop, die oorwinning smaak, die krag beleef, sê die woord, kyk nou baie mooi wat sê vir ons, en terwyl ons met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, kyk mooi, my oë is op die Here, nie op omstandighede, my oë is op die Here, terwyl ek daar is, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat Gees is. Daarom sê hulle, ons het hulle herken, hulle is metgeselle van Jesus. En Handelinge sê hulle, daardie Christene, Antiochië, die eerste keer Christene genoem, hoekom? Daar het iets van Christus tevoorskyn gekom. Sy boodskap was prominent, hulle lewens was anders. Vriende, die Gees van God wil jou en my vorm, dat ons anders lyk as wat ons was. Dat ons anders lyk as die wêreld om ons. Ons moet uitstaan, ons moet anders wees. Soveel mense probeer hierdie beeld poleer. Hulle probeer alles om hierdie beeld te poleer. Weet jy wat die verskil tussen plastiek wat oorgeblaaste koper het en ware koper? As jy
plastic koop by China winkel wat oorgeblaas is met koper, en jy gaan hom poleer, dan blink hy pragtig, vir die eerste keer. En word hy vuil, dan poleer jy hom weer, dan blink hy. Maar het jy agtergekom na die derde, vierde keer wat gebeur met hom? Iets fading. Die plastic begin deurkom. Hoekom? Want dit is 'n namaaksel. Dis nie regte koper nie. Vriende, as ek en jy na regte koper kyk, wat gebeur? Die ouer mense van ons sê, as jy koper skoon maak met brashou, en jy baf hom, en jy baf hom, en jy baf hom, wat gebeur met hom? Hy word al dieper, en al dieper, en al dieper word sy glans al dieper. Dit is wat God wil doen in jou en my. Hy wil hê ons moet al dieper sy glans wys. Dit is nie 'n self-help-proses nie. Dit is nie 'n selfverbeteringsproses nie. Dis 'n proses waar die Gees van God jou transformeer om soos Jesus te wees. En vriende, ek weet waarvan Paulus hier praat as hy skryf. Ek gaan nou die teksvers vir jou lees waar jy party daar so moedeloos is. Jy sit met daar soveel in mense in, jy bid soveel, jy besoek soveel, jy bemoedig soveel, en dan draai hulle net so om. En jy sien wat jy sien. Luister wat sê Paulus. Hy sê, my kinders, in wie ek in barensnood is, totdat Christus in julle gestalte verkry. Wat beteken barensnood? Vriende, dit is daai tyd, net voor moeder die babatjie gaan dat gebore word. Dis barensnood. Dis 'n krisis, dis pynlik, dit is spanningsvol. Paulus kyk na sy gemeente, hy sê ek is in barensnood. Hoekom? Want ek sien Jesus nie in julle lewens nie. En ek wonder vandag, as die Here na ons kyk, hoeveel van ons, my ingesluit, het die Here Jesus barensnood, want hy sien homself nog nie in ons nie. Hy sien die koper plastiek, ja, maar hy sien nog nie die waarheid nie. Hoekom nie? Want ons gee nie die Gees van God die plek wat hom toekom nie. Ons sal self help, ons sal self regkom. Nee, vriende, ons help onsself van buite na binne. Ek kan alles hier buite verander. Ek kan my hare mooi sny, ek kan 'n mooi das aantrek met 'n mooi baadjie, ek kan alles buite doen, ek kan 'n dingetjie opsit, ek kan tot 'n ding op my rug sit, ek kan dit nou op my kar se bumper sit. Dit gaan niks verander nie, want luister mooi, God verander die mens van binne die hart na buite. Godsdienst het ek vanoggend vir jou gesê, en best probeer verander jou van buite, maar daar verander niks binne nie. Dis wat die Gees van God doen, vriende. En hy sê dit eenvoudig vir ons, want as julle na die vlees lewe, sê julle sterwe. Wat beteken dit? Beteken julle gaan skeiding van Christus hê. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. So vriende, jou en my geheim lê nie in enigiets anders as buiten die Gees van God, wat deur die kind van God vir ons die oorwinning wil kom gee oor ons eie lewe, wat ons karakter wil kom vorm en ons wil kom bou dat ons begin lyk soos hy nie. Dit is sy werk. In die laaste plek sê die werk van die Gees van God, deur die kind van God, hy gee vir ons gawes vir dienswerke. Baie mense hou nie van wat ek nou hier gaan sê nie. Maar vriende, dit is so waarheid, soos hierdie papiere voor my staan waar ek op voorberei het. Wanneer God jou siel red, dan kom woon hy in jou met sy Gees, maar die oomblik sy jou kom herskep en hy plaas jou in sy kerk, daai selfde oomblik kom gee vir jou 'n gawe. Hy gee vir jou 'n gawe. Kom ek gaan hulle vir jou gou so uitgooi. God deur die Heilige Gees deel die gawes uit. 1 Korintiërs 12 wat ons spesifiek sien as dispensationalisme, as 'n baie spesiale tyd van buitengewone gawes. Die Gees het gegee. Romeine 12 gaan die ander gawes lees wat ons vandag baie meer sien in die kerk wat daar is, maar God gee daai gawes deur sy Gees vir elke liewe mens. Hy kom rus ouens toe vir spesifieke diens. Handelinge 13 vers 2, sonder vir my Barnabas en Saulus af. Sonder hulle af, God gaan hulle toerus met sy Gees vir 'n baie spesifieke roeping. En jy die Nuwe Testament seminar onthou, hierdie man Paulus het die wêreld ingegaan, al letterlik die hele wêreld vir Christus gewen. Daar was nie 'n plek wat hulle Jesus nie gaan verkondig het nie. Die Gees van God stel ouderlinge aan, die ampte in die gemeente, Handelinge 20:28.
Gee dan ag op julleself en die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle aangestel het. Ons word bekwaam gemaak vir ons diens, wat ook al ons doen, deur die Gees. 2 Korintiërs 3 vers 5 tot 6, ons bekwaamheid is uit God wat ons bekwaam gemaak het as dienaars. En hier is die waarheid nou in Petrus, as hy kom en hy sê vir ons die volgende: na mate elkeen 'n genadegawe ontvang. Kom ons stop dit daar. Wie is elkeen? As iemand nie elkeen is, steek uit jou hand op. Is julle almal deel van elkeen? Ja, ek ook. Na mate elkeen, praat met kinders van God, 'n genadegawe ontvang het. Luister mooi, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie dienaars van die veelvoudige genade van God. Veelvoudig. Almal doen iets anders. Maar almal doen iets. Jy sien die Gees van God wat in ons woon, bring gawes en hy kom dryf ons daarmee. Hy stuur ons in 'n weg. Hy lei ons in 'n weg. Hy sê, gaan doen dit. So kort persoonlike getuienis wat ek en my vrou volgende week op praat toe ons hier uitry. Dink ons so na die Here ons siele gered het, ek was nog skaars in die kerk, ek was soos 'n klip wat jy die water gooi, ek was skaars daar toe ek jeugleier. En dan sê my vrou aan as jeug, maar ek het so vrees om voor mense te praat, dat ek trek rang. Ek sê vir die visievoorsitter, en dan vir die penningmeester, en dan vir die sekretaris, en dan vir die addisionele lid, jy open vanaand. Ek moet net nie open nie. So vrees het jy vir mense. En kyk waar lei die Here, hoe vat die Here die pad, en vandag staan ons in ons preek met groot vrymoedigheid, omdat ons iets is, nee, omdat die Gees van God lei, omdat hy vir jou die gawe gee, omdat hy vir jou sê wat om te doen, en maak nie saak of dit die kanselbediening is, of het koffie en teeskinke agter is nie, maak nie saak of die mense ontvang in die bank, of mense daarvoor ontvang nie, of die mense gaan besoek in die hospitaal, of die ouerhuis gaan besoek nie, maak nie saak waar God vir jou lei nie, hy lei vir jou en my om diensbaar te wees. Daar hoort nie 'n kind van God in die wêreld te wees, wat sê ek is nie diensbaar nie. Dis onbybels, dit hoort nie by die Nuwe Testament kerk nie. Dis wat die Gees van God deur die kind van God kom doen. Ek sluit af. Efesiërs 4, hy het sommige Gees apostels, dit is verby. Ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders, ander as leraars. Hoekom het hy dit gegee? Hoekom is hy fondasies gelê? Luister mooi na vers 12. Om die heiliges toe te rus vir 'n dienswerk tot opbou van die liggaam van Christus. Dis jou en my roeping om die liggaam van Christus op te bou. Hoe lank? Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof. En hoe lank gaan dit vat? Baie lank. Sodat ons nie meer kinders sou wees nie. Ons moet volwasse word. Ons moet groot word. 'n Gemeente moet volwasse kan opstaan. Ek het in die verlede vertel van 'n gemeente wat ek ontdek het in Johannesburg daai tyd, wat op 45 afstig. Daai predikant sê 45 mense is al wat ek kan hanteer, niks meer nie. En toe ek met hom praat op daai stadium van my lewe, toe het hy 7 gemeentes al geplant. Jy sien, hulle rus hulle mense toe. En daai 45 mense maak die kerk skoon. Hulle evangeliseer. Hulle maak geld by mekaar. Hulle sorg dat alles uit die kerk gedoen is. As die predikant wat opdaag, daar is alles gedoen. Daai 45 mense het dit soos een man gedoen. Wat is die geheim? Die Gees van God het ons elkeen geroep in ons, om deur ons diensbaar te wees. Kom ons gaan gou terug na ons voorbeeld toe. Soos wie moet ons word? Soos Jesus. Kom vat jy gou na Johannes 13 toe. Johannes 13 was hy die voete van die disippels. Almal is verontwaardig. Hulle kyk so onder mekaar rond, wat nou? En wat sê Jesus? Ek is julle meester, ek was julle voete. Luister mooi, as ek dan julle meester, julle 'n voorbeeld laat, moet julle dit ook doen. Hy gee ons die voorbeeld om te dien. Hoe kan ons op 'n punt kom waar ons sê, ek is gered, maar ek dien nie? Dis wat die Gees van God in die kind van God kom werk, is om ook te kom bedien. Kom ons vat hierdie paar gedagtes saam. Die werk van die Gees in die kind van God. Hy kom woon in jou, hy gee vir jou die sekerheid, hy verseël jou. Die werk vir die kind van God, hy kom lei jou. Hy kom getuig oor Christus. Hy kom herinner jou aan waaroor jou getuienis gaan. Die werk van die Gees deur die kind van God. Het ons nou vir mekaar gesê,
wat hy wil doen. Hy wil deur jou die oorwinning vir jou kom gee. Hy wil deur sy gees jou karakter kom vorm, soos daardie klei. Hy wil jou maak. En daai proses, vriende, is nie maklik nie. Daardie proses is soms pynlik, maar dis waarvoor ons ja sê. En laaste plek, deur sy gees kom gee vir sy kinders gawes om sy gemeente te bedien. En nou weet ek wat u vra. Nou wat nou, dominee? Dis alles waar. Dis alles Bybels. Nou wil ek gaan met jou praat oor Sondag. Wat is die bepalende faktor? Wat bepaal dat mense met die gees van God wandel? Of wat bepaal dat kinders van God in die vlees struikel en val? Wat is hier die bepalende faktor? Dit gaan ek Sondagoggend, as die Here wil, met jou doen. Amen. Here, baie dankie in hierdie oomblikke dat ons u kan aanbid vir die gees van God wat in ons kom werk. Wat met ons kom werk. Maar ook deur ons kom werk. O Here, ons is nou in afwagting. Wat maak die verskil tussen mense wat met die gees wandel en mense wat in die vlees agteruit gaan? Berei ons harte voor. Berei die woord voor, sodat ons Sondag kan hoor. Wat is die bepalende faktor? Ons weet wat Christus deur sy gees doen, ons weet wat hy begeer, maar wat is die bepalende faktor? Berei ons harte voor daarvoor, ook in hierdie week. Vader, ons vra dit in Jesus se naam. Amen.